Goeiemôre vriende, welkom aan elkeen van julle en dis vir ons so 'n ongelooflike voorreg om vanoggend saam met hierdie 16 pragtige jong mense hierdie kosbare geleentheid in hulle lewe ook te kan meemaak en te help vier en vas lê in julle lewe. Ons het hierdie naweek het ons besef of hierdie week dat ons met die meeste van hulle ken ons van dat hulle so 3 jaar oud was, daar rond. En dit maak dit net so spesiaal om nie net vandag met hulle te kan deel nie, maar 'n groot stuk van hulle lewe te kon sien en getuies daartoe te kon wees. En die van hulle wat ons nou nie so lank ken nie, het later van tyd bygekom en ons het gesien hoe hulle deel geraak het van hierdie gemeenskap in Leidenburg. En ook deel van die geloofsgemeenskap, en daarom is dit vir ons net so baie kosbaar om vandag saam met julle hier te wees. En baie keer, en hulle gaan net nou, as hulle beloftes op antwoord voor julle, gaan hulle sê, of gaan ons sê, dat ons is tevrede met wie hulle is, en dankie vir ma en pa, en oupa en ouma, en ooms en tannies, en vriende, wat deel is van hulle lewens, want 'n geloofsreis is nie iets wat mens alleen aflê nie. 'n Geloofsreis gebeur in 'n geloofsgemeenskap, fellowship, en dis so 'n wonderlike, ryk woord. En dis wat ons hierdie week met hulle gehad het, en kon beleef het, en waarvan ons getuig vandag, dat elkeen van julle kon ons iets sien van daai kosbare diep verhouding wat julle met ons hemelse Vader, Jesus Christus, en die Heilige Gees het. Ons het min lessies gedoen hierdie week, ons het baie lekker geëet, ons het nie so laat geslaap nie, maar hulle het laat gaan slaap, maar daaraan is julle gewoond. Maar wat kosbaar was, in die oggende vroeg het ons uitgegaan, elkeen het sy plekkie in die veld gekry, en ons het die Bybel oopgemaak, daar in die psalms en die lofpsalms, en hulle het begin lees. En somewhere het die Heilige Gees die pausknopie gedruk, en vir hulle gesê, kyk mooi, kyk weer, lees dieper, en hoor wat ek vanoggend vir jou sê. En kon hulle iets hoor ook wat God met hulle deel, maar die kosbaarste was, dat ons dit met mekaar kon gedeel het. Dat ons kon sien hoe die Here elkeen van ons vashou, hoe die Here 'n kosbare, intieme pad met elkeen van hulle stap. En ek dink dit is elke mens se begeerte van die dag wat jy gebore is om in 'n intieme verhouding met God te wees. En as ons in daai intieme verhouding kom, dan kom jy tuis. Dan kom jy tuis in die huisgesin van God, dan kom jy tuis in jou eie lyf, wie God jou gemaak het, wie jy is, in jou identiteit, en ek sien hoe volwassenes nog steeds spook en sukkel met wie hulle is, en waarheen hulle op pad is. Hoekom? Want hulle is nog nie in daai intieme verhouding nie. En as mense na julle kyk, as ek en Antoinette na julle kyk, dan is ons jaloers. Jaloers, want ek wil weer 17 wees. Nie net omdat ek weer wil jonk wees nie, ek wil weer nuut ontdek, soos wat julle God nuut ontdek. Want ek dink dis die wonderlikste reis, journey, wat jy ooit kan commit op in jou lewe. En dis wat ons vandag vier saam met julle. Daai intieme verhouding met God, maar ook julle intieme verhouding met mekaar is priceless. Ek wens julle kon hulle hierdie week beleef. Want jy sou definitief jou kind herken het. Want elkeen van hulle was presies net wie hulle altyd is. Nee? Maar tussen hierdie 16 is dit oukei.
met al hulle quirky gewoontes en dingetjies. Hulle kyk net so vir mekaar en dan smile hulle en dan dink hulle, dis hoe ons hulle ken. Dis hoe ons hulle leer ken het, dis hoe ons lief geraak het vir hulle, en ek is lief vir hulle soos wat hulle is, want hulle is lief vir my soos wat ek is. Ek wil hê dat julle almal gou hier voor moet kom staan. Ok, ja, julle kan so van daai kant af. Kom, as julle daar begin nou, dan moet jy op daai punt begin. Daar sê, ek wil hê julle moet mooi kyk vir al hierdie kinders. Fransel, nou staan jy agter my, nou gaan niemand jou sien nie. Hulle is pragtig van buite en hulle is pragtig van binne. En dis wat ons vandag celebrate. Wie van julle was daar met hulle doop? Ja. Ons was ongelukkig nou nie daar met julle doop nie. Ons was nie so lank hierso nie. Maar ma en pa was daar, en oupa en ouma was daar, en van die vriende was daar. En nie eers op daai dag nie, voor daai dag, het hulle reis met God begin. En die oggend toe hulle gedoop is, en baie van hulle is net hier in hierdie gemeente gedoop, en daai oggend het ons begin as geloofsgemeenskap, om hierdie reis nie net te vier nie, maar vas te bind in 'n geloofstradisie en in rituele, sodat ons kan onthou. En ek hoop julle baie herinner aan die feit dat hulle gedoop is. En daai dag wat God deur die doop gesê het, ek beloof om jou vader te wees. En so baie keer dink ons die doop het oor ons gegaan as ouers wat beloof ons gaan ons kinders grootmaak as kinders van God. Maar dis 'n nagedagte. Die groot gedagte en belofte waarby ons stilgestaan het daai dag is God se belofte dat hy elkeen van julle se God wil wees en sal wees. En dat hy 'n hartsbegeerte het dat elkeen van julle sy kind moet wees. En dit bly sy belofte, en dit bly sy begeerte. En ernstig in hierdie laaste 16, 17 jaar, het God getrou gebly, en het ma en pa dit gedeel, en het die grootouers en familie dit gedeel, en ernstig het die Heilige Gees jou in jou hart oortuig van God se liefde, en dat Jesus Christus ons verlosser is, en die groot bewysteken van God se liefde is. En niks van dit sou gebeur het, sonder dat die Heilige Gees in jou hart gewerk het nie, en jy by daai plek kon gekom het en gesê, ja Here, ek wil die kind wees. En as hulle in die oggende teruggekom het van stilte tyd af, en so in die ry omgegaan het, en gedeel het wat God vir hulle oopgebreek het in die woord, wat hulle verstaan het daarvan, en wat dit vir hulle persoonlik beteken, kan ek vanoggend vir julle sê, net uit daai klein bietjie, hulle het 'n lewende verhouding met die lewende God. En julle kan leer by hulle. Julle kan leer by elkeen van hulle. En daarom vanoggend, om belydenis van geloof af te lê, beteken nie dat julle vanoggend vir die eerste keer glo nie, maar dat julle 'n keuse gemaak het om hardop met julle monde voor die gemeente te bely dit wat julle in julle harte glo, naamlik dat Jesus die Here is. En dit is vanoggend 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, om getrou deel te neem aan die eredienste en aan al die ander aktiwiteite van hierdie gemeente, aan daai geloofsgemeenskap, aan die fellowship,
om te volhard in gebed en om op God alleen te vertrou en op God op alle terreine van julle lewe deur woord en daad te verheerlik. Voors beteken dit ook vir oggend, as julle openbare belydenis van geloof doen, dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en nog steeds te groei. Ek sê altyd vir die jong mense, hierdie is nie die wenstreep nie. Die Here het nie nou geland nie. Hy styg nou eers op. Nee, julle kies om so, as julle nou in die volwasse lewe ingaan, na volgende jaar, dat jy kies om so jou lewe te lei. En aangesien dat julle ons in die kerkraad oortuig het, van genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk, en van julle persoonlike geloofsvertroue, het ons dan ook vanoggend die voorreg om vir julle te sê, dat julle vanoggend belydenis van geloof kan aflê voor die gemeente, en so ook 'n volwaardige plek in die gemeente kan inneem as belydende lidmate. En daar's 4 vrae wat ons so oor die jare met hulle gedeel het, en wat ons as kerk reg oor die land en die wêreld bely. Vanoggend vra ek dan ook vir julle, glo julle dat die leer soos dit in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie belydenis van die leer tot aan die einde van jou lewe te volhard en van alle leerlinge wat daarvan afwyk om dit te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien en sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly en dat julle beloof ook om hulle op die regte pad te hou? Ons het hieroor gepraat, wat is julle almal se antwoord? Okay, fantasties. Maar hierdie is nie 'n worsmasjien nie. En hulle wil vanoggend ook so iets van hulle persoonlike geloofendes, maar die gewoonte wat ons hier in Lydenburg Suid het, dat hulle iets van hulle persoonlike geloof vanoggend met julle wil deel. Aan die een kant, sodat julle iets van daai persoonlike verhouding met Jesus Christus kan beleef en dit wat dit vir hulle op hierdie punt in hulle lewe beteken. Maar ek is ook vanoggend in my hart oortuig dat die pad wat hulle met God stap en dit wat die Heilige Gees hulle van oortuig het om vanoggend te deel met die gemeente, dat julle dit vanoggend nodig het. Dat daai getuienis vir jou, miskien nie elkeen van hulle se getuienis nie, maar hier vanoggend is een van hulle se woorde vir jou diep in die hart gaan tref. En ek wil vir jou vanoggend sê, as jy vanoggend daai woorde voel, as jy miskien emosioneel raak, moet dit nie net afskud as, dis 'n mooi geleentheid nie. God het vanoggend deur hierdie jong mense ook 'n afspraak met jou. Ek wil, hulle het elkeen so 'n kaartjie ontvang waar die 4 vrae op is. So as ek hulle naam gaan lees, dan gaan hulle net gou daar agter by die tafel, en ek gaan daar by Andries begin, gaan hulle daai verklaring wat hulle voor julle gemaak het, gaan hulle teken. Dis nie vir ons nie, ons neem dit nie in na die tyd om hulle daarby te hou nie. Hulle leer en lewe en hulle getuienis saam met julle gaan dit doen, maar is om hulle self te herinner daarvan. So ek wil vir Andries Beileveld vra dat hy sy kaartjie sal teken en dan gaan hy hier by die mikrofoon kom staan en ook sy getuienis met julle deel vanoggend.
Die belydenis het my gehelp om my geestesoog te ontwikkel. Dit het my ook op my gemak gestel, dat daar planne groter as myself is. God weet wat ek nodig het, en hy het al ons sondes vergewe. Dit het my bereid gemaak om in God se voetspore te volg, om ander mense te help. Dankie Andries. Die volgende jong mens is Annika Nudee. Bethany, jy kan slank jou net teken. Ek weet dat ek 'n kind van God is, omdat die Bybel beloof dat almal wat in Jesus glo aan God behoort. Ek ervaar ook sy liefde en leiding en daarom wil ek God se liefde prakties wys deur vriendelik te wees, vergifnis te gee en ander te help. Baie dankie. Bethany Kriel. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek het gegroei met nuwe insigte en besef dat God altyd saam met my is deur alles. Ek probeer onthou dat God my lei en dat ek nooit alleen is nie. Dankie. Baie dankie Bethany. Christian Grobler. Die Bybel sê, as jy in God glo, is jy 'n kind van God en ek is 'n kind van God. Dit voel fantasties. Ons sê Daniel Weileveld. Ek glo dat God my redder is en dat hy vir my 'n plan het. Vir Psalm 103 vers 3 tot 5 verduidelik vir ons dat God doen alles vir ons, of verdien ons dit nie. Hy vergewe ons sonder rede, hy laat ons siektes verdwyn, hy gee vir ons liefde en krag. Hy doen al hierdie goed nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons liefhet. Dankie Dionay de Jager. God is lief vir my en by hom is ek veilig, want God is liefde. Ek weet dit omdat ek glo. François Greef. Die Here is nice en dis 'n eienskap wat ek in myself sien. Franzel de Beer. Wanneer ek onseker of bang raak, herinner dit my dat God my dra, dat hy 'n plan vir my lewe het. Ek voel waardevol omdat ek weet ek sy kind is en hy my persoonlik ken. Baie dankie Franzel. Gee jy maar rits. Ek is 'n kind van God, want ek glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ek glo en aanvaar Jesus Christus as my verlosser, wat vir my sondes op die kruis gesterf het, sodat ek die ewige lewe kan hê. My geloof gee my rustigheid en selfvertroue om nie die voorbeeld van die wêreld te volg nie, maar die voorbeeld van Jesus Christus. As 'n kind van God weet ek dat ek nooit alleen is nie, maar dat God in elke oomblik by my is. Ek vrees nie vir die toekoms nie, want ek weet dat ek nooit uit God se plan vir my lewe kan val nie. Baie dankie. Isak Niemann. Jesus het na die aarde gekom en 'n nuwe verbond met sy kruisiging ingestel, wat die eensuidige bloedverbond wat met Abraham gesluit is vervang. Ons moet egter ook daarna streef om alles wat ons doen uit liefde te doen. Dankie, Jacques Botma. Ek wil my lewe oorgee aan God my Vader, want hy het my deur so 'n moeilike tydperk gehelp om myself te vind. En ek is oneindig dankbaar. Ek wil hom bid as my God en alles vir hom oorgee, my volle hart en siel. Maar nie net dit nie. Ek voel as 'n gemeente, ons moet nie opgee op God nie. Ons moet aanhou glo hy bestaan en weet hy is altyd daar, al voel dit nie altyd so nie. En ek wil net self sê uit my eie ervaring, hy is altyd daar, al voel dit nie so nie. Amen. Dankie. Baie dankie. Janay Les. Ek weet dat ek 'n kind van God is, omdat dit in die woord van die Here staan. Maar ek weet dit ook, omdat ek met sy oneindigende liefde omring is en sy genade in my alledaagse lewe ervaar. Die Heilige Gees wat in my en deur my werk om liefde te versprei, gee my 'n tasbare gevoel van God. Ek voel versekerd en veilig by die Here en in my geloof. Baie dankie, Janay Klase.
Deur te weet dat ek 'n kind van God is, help my om rustiger deur die lewe te gaan wanneer ek besluite in my alledaagse lewe moet neem. Want ek weet dat God reeds presies weet wat my toekoms vir my inhou. En dit beteken ook vir my. Dit help my om bewuslik daarna te streef dat my optrede en leefstyl die woord van God reflekteer. Dit herinner my daagliks om met integriteit, liefde en gehoorsaamheid te leef, sodat ander ook God se lig deur my kan sien. Baie dankie Larissa van Deventer. Ek glo dat ek met 'n doel geskape is, uniek, spesiaal en vol van God se handewerk. Ek dra die mooiste teken van sy aanraking, my dimpel, en elke keer as ek glimlag, herinner dit my dat God self sy vinger teen my wang gehou het en gesê het, jy is my kind en jy is vir my kosbaar. Lisa en Mynkies. Ek het hierdie jaar verstaan wat God vir my inhou, al is die reis onbekend. Weet ek, God het 'n plan vir my. Ek het myself gevind in die Bybel en die boodskap wat dit vir my gee. Ek sit my vertroue in God en die leiding wat hy neem. En dan Noah Hanibon. My katedese loopbaan het my gehelp om met die woord beter te verstaan en my meer geleer oor die Here. Dit het my ook gehelp om my deur na 'n beter plek te neem in my lewe. Ek hoop julle het gehoor, dit kom uit hulle harte uit, dis hulle eie woorde. Ons het dalk net 'n spelfout of 2 reg gemaak. Antoinette het, nie ek nie. Maar so op die paar dae wat ons saam met hulle was, het ons 'n persoonlike gesprek met elkeen gehad. Ons het gedink dit gaan net so 15 minuutjies wees. En dit was toe nie heeltemal 15 minute nie, nee, François. Dis so 'n kosbare iets wat ons met hulle kon deel. En ja, ek sê, dis miskien buite konteks wat hulle vanoggend hierdie met julle deel, maar ek glo binne jou konteks het jy ook vanoggend gehoor wat die Here deur hulle vir jou sê. Ek wil vir elkeen van hierdie jong mense sê, op grond van die genade verbond van God, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat julle nou sopas afgelê het, word vanoggend verklaar dat julle belydende lidmate van die Nederduits gereformeerde gemeente van Lydenburg-Suid is. En ons het nog altyd gedink julle is welkom, as julle dalk per ongeluk ergens gevoel het dat julle nie heeltemal deel is van ons nie, verwelkom ons vanoggend julle met oop arms as belydende lidmate. Wil julle eens vir my vir hulle hande klap hê? Hierdie is die begin van die wedloop. In die goeie wedloop van geloof moet julle al julle krag inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God julle geroep en het hy julle die goeie belydenis voor baie vanoggend laat aflê. Gemeente, vanoggend vra ons dat julle na hulle sal kyk, dat julle na hulle sal omsien, hierdie nuwe lidmate. Ontvang hulle as medegelowiges in die geloof en as deel van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde, goeie werke en bid vir hulle elke dag. Leef in liefde met hulle saam, want die Heiland het gesê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Ek wil gou vra, sal die ouers van hierdie jong mense, sal julle asseblief opstaan, net gou. Hy. Baie dankie vir dit wat julle ingebou het in julle kinders se lewens in. En ek hoop julle borste bars van trots vanoggend oor wie hulle is en die groot mense wat hulle word. Gaan die res van julle ook asseblief opstaan. En dan gaan ons die seën van die Here vir hulle toebid en sing met die volgende lied. En terwyl hulle besig is om hulle kerse te neem, wil ek sommer vir julle vra, vandag het ons 'n foto geneem. En ons het 'n foto van julle geneem, ons het 'n foto van die gemeente geneem. So, en dit is baie lekker om 'n foto te sien, maar my vraag is,
oor 10 jaar van nou af, of oor 20 jaar van nou af, as ons weer 'n foto moet neem, waar gaan jy staan? Terwyl julle gaan sit, kom ons bid. Ons gaan saam lees uit Markus 1, daarvan af vers 32. As julle julle Bybels wil oopmaak, daar of jou foon wil oopmaak, daar is jy baie welkom. Die teks is ook hier op die oorhoofse projektor. Is ook daarop aangebring. Kom ons bid. O Here, dankie dat U praat. U praat met ons. U het gepraat, ook nou deur hierdie jong mense, waar hulle geloof in U kon bely op hulle elkeen se manier. En ons bid dat U die pad saam met hulle sal stap, dat hulle agter U sal aanloop, dat hulle U stem sal hoor, in die oggende vroeg, in die aande laat, in moeilike tye en in bly tye. Spreek, Here, ons luister. Amen. As jy vir die atletiek opdaag, as jy gaan atletiek hardloop, lyk dit min of meer so. Is dit jou klere wat jy aantrek vir 'n atletiek byeenkoms? Jy het 'n tas by jou. Ons almal ken daai een persoon wat altyd paraat is. Hulle het Panados vir as iemand hoofpyn het. Hulle het 'n pleistertjie vir as iemand seer gekry het. Hulle het boeke vir ingeval hulle naslaanwerk nodig het. Hulle het selfs soms 'n liedboekie dat hulle 'n liedjie kan sing. Daar is klere vir as dit koud is. Daar's klere vir as hulle ingeval wil swem. Hulle het tekkies, hulle het sandale, hulle het alles. Ek weet nie of jy dalk, wie is daai persoon in jou lewe? Wie jy ken, jy kan so vinnig met jou vinger na hulle toe wys. Wie is daai persoon wat altyd alles by hulle het, want hulle is gereed vir aksie. So 'n paar jaar gelede gaan ons het karavaanvakansie gehou en ek het so 'n vriendin. Ag, sy het net altyd alles daar. Maar die beste van alles is sy het nooit te veel goed nie. Sy het net genoeg. Nou goedertjies is so mooi gepak en ek besluit, Maryke, ek het nodig om jou lysie, jou karavaanpak lysie, het ek nodig, so ek vra vir haar, sal sy dit asseblief vir my stuur. Julle, maar daar sien ek, mense moet 'n grafie vir elke kind hê vir dit, en jy moet dit hê, en jy moet dat hê, en per ongeluk het sy haar Wildtuin lysie saamgestuur, so ek het die verkykers ook ingepak see toe, maar ek is gereed, en dit is ook die jaar, nadat ek haar lysie gepak het, toe pak ek alles in, wat ek in elk geval sou gepak het. So toe is ek bitter gereed, daai jaar. Maar dit is die jaar wat ons die heel swaarste gepak het. Om hierdie reis, hierdie geloofsreis, te reis, is dit soms nodig om genoeg te hê. Maar soms is dit nodig om sekere dinge af te pak en af te laai. Want ek dink julle het die ervaring gekry toe julle daai man gesien het. Hierdie ouetjie gaan nie ver kom nie. Maar vanuit die opgestaan het vanoggend tot nou toe, het jy al bagasie opgelaai, saamgebring. Dalk 'n tas vol skuldgevoelens het ek, moes ek, ek het te veel geëet, of ek het dit, of ek dat, of ek het dit gesê, en ek moes nie dit gesê het nie, en ek hierdie tas vol skuldgevoelens, en 'n toksak vol moegheid, en 'n handsak vol hartseer dalk, en 'n rugsak vol angs, en 'n kattebak vol ontevredenheid. En dan, as jy agter jou kyk, is daar dalk nog 'n hele karavaan of 'n waantjie vol van almal se verwagtinge. Al die dinge wat almal wil hê jy moet wees en nie moet wees nie. En soms voel jy so bietjie verdwaal tussen dit wat jy moet wees en wat jy glo God wil hê jy moet wees en wat jy graag wil wees. Toe Jesus op aarde was hy 'n mens. 'n Mens soos ek en jy. Liana, hoe oud is jy nou? Jy is 8 jaar oud. Jesus was 8 jaar oud gewees. En hy was 6 en hy was 17. Hy was nie so oud soos ons nie. So hy het nie ouderdom beleef nie, op aarde nie. Maar hy was 'n mens
soos ek en jy wat met die eise van die lewe geleef het. In Markus, waar het ek ons gelees, dis die kortste evangelie, en Markus begin vinnig. As ons nou tyd gehad het, het ek vir jou gevra, begin by Markus 1, en dan sê vir ons, wat mis jy? Wat mis jy in Markus, wat in al die ander evangelies is? En jy sal baie gou agterkom, in Markus, lees ons nie van Josef en Maria nie, ons lees nie van die herders nie, ons lees nie van die baba Jesus nie. Markus se evangelie begin sommer by Johannes wat sê, na my kom daar iemand wat groter gaan wees as ek. En dan word Jesus gedoop. En dan sal 'n stem uit die hemel. En dan gaan hy woestyn toe, en dan word hy versoek. En dan kom hy terug en hy kies sy disippels. En dis asof hy, dit rol so vinnig. Markus kan nie wag dat ons by die kruis kom nie, want dit is waarvoor Jesus gekom het. So Markus gaan vinnig. En dan, maar in vers 32, en dis waar ons gaan lees, is net nadat hy Simon se skoonmaag gesond gemaak het, sy het koors gehad, en toe is hy in die tempel in, hy daar begin preek, en toe hy besetenis bevry van bose geeste, en hy het siek mense gesond gemaak. So, julle kan hoor, besig. Jesus was besig, hy het 33 jaar om die wêreld te red. En hy gaan, en hy doen dit vinnig, en hy doen baie. Toe dit aand word, vers 32, en die son reeds onder was, het hulle almal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. So hulle het almal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saamgedrom. Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Dit kan dalk die ervaring wees wat Jesus moes gehad het. So 'n klein bietjie oorweldig. Onthou, Jesus was 'n gewone mens. 'n Mens wat moeg geraak het. 'n Mens wat moes slaap. 'n Mens wat vriende moes maak. 'n Mens wat moes aanpas. 'n Mens wat 'n gewone mens wat na mensstemme kon luister. Wat maak jy en ek met oorweldig? Wat maak dit as jy besef, ek het 'n baie moeilike ding wat ek moet doen? Ek moet hierdie lewe leef. Ek het een lewe om te leef en ek moet seker maak, hierdie lewe maak sin. Ek moet seker maak, ek kom uit by dit waarvoor God my geroep het. Ek moet doen. Wat maak jy? Wat maak jy as jy soet en stout wil wees? Wat maak jy as dit wat die mense vir jou sê jy moet doen, net so hard skree? Want dit is lekker om populêr te wees. Wie van julle hou daarvan om populêr te wees? Lekker. Dit is lekker om te doen wat ander mense wil hê jy moet doen. En ek glo ook vir Jesus was dit 'n uitdaging. Ook Jesus het op aarde geleef en die stemme van die wêreld wat vir hom sê wat hy moet wees, het hard en duidelik geroep. Hy het geweet hy moes die goeie nuus wees vir almal wat hy ontmoet. Hy het geweet hy het net 3 jaar vandat sy bediening begin het. Hy het net 3 jaar om by alles uit te kom. Hoe het hy gefokus gebly op God se visie vir sy lewe? En hoe kan jy en ek dan gefokus bly? En ek glo in hierdie paar verse wat ons nou gaan lees, gaan ons dalk 'n patroon kry. Gaan jy 'n patroon kry wat jou kan help sodat jy kan bly by dit waarvoor God jou geroep het om te lees. Kom ons lees verder. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. En daar het hy gebid. Sien julle die prentjie? Jesus, vroegoggend, dis donker.
Daar's niks wat sy aandag kan aftrek nie. Hoor die woorde. Vroegoggend. Nee, hy het nie sy wekker gesnoes en gesnoes en gesnoes en gesnoes nie. Toe dit stik donker was. Niks wat sy aandag kan aflei nie. Ek dink ek en jy verstaan van stik donker nie. Stik donker beteken vir my, ek vat my telefoon en daar's 'n liggie wat skyn en ek kan lees. Hy kon nie eers lees nie. So donker was dit. Hy het seker gemaak hy is totaal en al geïsoleer dat hy net God se stem kan hoor. Hy het opgestaan, moeite gedoen. Ek hou daarvan om in die bed te bly lê as ek wakker word. Dan lê ek sommer so in God se arms, sê ek vir myself. En dan slaap ek nog 'n halfuur langer. Hy het opgestaan, seker gemaak, hy's wakker en dan lees ons verder en hy het buitentoe gegaan. Op 'n plek gaan sit. Na 'n verlate plek toe. Het hy vertrek, moeite gedoen. En wat het hy daar gedoen? En daar het hy gebid. Waarom moes Jesus bid? Vertel gou vir die persoon langs jou, waarom moes Jesus gebid het? Wat het gemaak dat hy moet bid? Iemand sê verlede week, daar's een ding wat gemaak het dat hy moes bid, dis omdat hy 'n mens was. Dis sy menslikheid wat hom laat bid het. Omdat hy 'n mens was, wie van julle is mense? Ek sien dis 'n paar mense. Ek weet nie wie is die ander van julle nie. Jesus moes bid omdat hy 'n mens was. En dis jou menslikheid wat jou daartoe dring om te bid. As jy bang word, wat moet jy doen? Bid. As jy bly is, wat moet jy doen? Champagne oopmaak. Bid. By die Here sê lofpsalms. As ons skuldig voel, bid. Dankie. As jy moeg is, moet jy slaap. En as jy dors is, het my oupa gesê, moet jy water drink. Maar vir die res, lyk dit vir my, is die antwoord, bid. As jy wonder wat jy moet doen, as jy wysheid nodig het, bid. As jy kwaad is vir jou man, en as jy kwaad is vir jou vrou, as jy kwaad is vir jou kinders, as jy kwaad is vir mamma en pappa, bid. En as jy kwaad is vir jou boetie of sussie, bid. Bid. As ons osself die posknopie kan druk en sê, nog voordat ek 10 tel, dalk moet ek tot 10 tel en om te onthou om te bid, sê, Here, help my om die kind nou 'n deeglike loosing te gee, want hierdie kind het dit nodig. Maar Jesus se vriende het dit nie verstaan nie. Jesus se vriende het nie geweet, want hier is hy. Hy's besig. Sy bediening het begin. Die mense het hom nodig. Hulle vra vir hom, hulle roep na hom. Hulle bring siekes na hom toe en toe hulle opstaan, toe is hy weg. Hy is nie daar nie. Toe die mense aan die deure klop en sê, hoor hier, waar is julle meester? Hier's nog 'n sieke, hier's nog 'n blinde. Toe is hy weg. En toe hulle hom kry, toe sê ou Simon vir hom. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soekie. Vir wat sit jy hier eenkant en bid? Miskien is jy die persoon oor wie ander mense hulle oorrol, as jy vir hulle sê, wag 'n bietjie, kom ons bid net eers. Miskien is die antwoord vir daai huweliksonmin wat jy op die oomblik beleef, kom ons bid. Miskien is dit die eenvoudige antwoord. Daai bitter wat jy in jou hart het. Bid daaroor. Maar hy sê vir hulle,
laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Die versoeking om populêr te wil wees. Dis 'n versoeking wat Jesus se versoeking ook was. Die versoeking om te doen wat ander mense wil hê jy moet doen. Dit was Jesus se uitdaging toe hy ook geleef het. En partykeer is dit nodig dat ons moet hoor wat God wil hê ons moet doen. En dit is wat Jesus geweet het. Hy het geweet, hy het nodig om in God se teenwoordigheid te wees. Sodat hy op 'n plek waar hy nie eers kan lees nie, waar hy geen ander input het nie. Behalwe God se stem in sy hart. En nou moet julle onthou, Jesus was 'n Jood. Hy het die Torah, die Bybel geken. Hy het die psalms geken. Ons praat hierdie week oor die akronostiese psalms. Psalms wat geskryf is op die alfabet sodat hulle dit kon geken het. Daar was woord in sy hart. Hy het geweet hoe God se stem klink. En dis daar waar hy gehoor het wat hy moet doen. En wat sê hy? Laat ons ergens anders heen gaan. Weet, die versoeking sou baie groot gewees het, bly net hier. Bly net hier agter, maar na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Waarvoor is jy hier? Waarvoor het jy gekom? Hoekom is jy op aarde? Hoekom is jy hier? Weet jy? Hierdie sin spreek my aan. Hoe het Jesus geweet? Hy het nie gekom met daar was nie 'n skrul in sy handjie toe hy 'n babatjie was, toe hy gebore is nie. Ek dink nie daar was 'n tatoeëermerk op sy hand gewees wat vir hom gesê het, dis wie hy is nie. Hoe het hy geweet? Jesus was 'n mens soos ek en jy. Hy het geweet, want hy het stil genoeg geraak om te luister. En wat doen hulle toe? En hy het deur die hele Galilea gegaan, in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. Hy het presies gedoen dit waarvoor hy geroep is. Aan die einde van Oktober maand het julle ons uitgestuur, omdat ons gehoor het die Here sê, gaan preek nou na 'n dorp. Maar ek glo hier is ook 'n roeping, 'n nuwe roeping op hierdie gemeente. Hoor wat die Here wil hê julle moet doen. Luister na wat hy wil hê julle moet doen, sodat hierdie gemeente ook kan wees waarvoor God Lydenburg-Suid geroep het om te wees, en vir julle wat nou hier sit. Mag hierdie regtig die eerste dag wees van die res van julle lewe. Mag jy regtig moeite doen. Julle het nou nog gesê, ek het mooi geluister wat hom Fred gesê het. Sê, julle het beloof, julle gaan volhard in gebed. Volhard in gebed. Ek dink as dit die een ding is wat jy kan bly doen, kry vir jou daai tyd. Vroegoggend, staan op, gaan buitekant toe, praat met die Here en leer ken sy stem. Want dis hoe jy gaan bly wees en word waarvoor God jou geroep het om te wees. Sodat jy kan sê, die sin van my bestaan is om U te loof en om U te dien. En vir my heel gunsteling stories. Die storie van Max Lucado, julle ken seker die storie. Pinkel Nolsie, van Pinkel Nolsie en Pinkel Nolsie, ek gaan hom vinnig vertel. Pinkel Nolsie was 'n oud mensie, hy was 'n wemmel en hy het saam met die ander wemmels in Wemmeland gebly en almal is gemaak deur die Skepper wat daarbo op die bult gebly het. Maar die wemmels het 'n gunsteling aktiwiteit gehad en dit was om aan mekaar sterretjies en kolle uit te deel. En almal het alles in hulle vermoë gedoen om sterre bymekaar te maak en om nie 'n kol te kry nie.
So daarom het hulle somersaults gedoen en waawiele gedoen en gediggies opgesê en redenaarstoesprake opgevoer en gimnastiek gedoen en as die ander dink dit wat hulle gedoen het is mooi, het hulle 'n ster gekry. So elkeen loop ook so met 'n blikkie sterretjies rond. Maar diegene wat val sing, verkeerde antwoorde gee, kry kolle. En dan ontmoet mens vir arme ou Pinkelnolsie. Pinkelnolsie kry dit net nie reg om 'n ster te kry nie. As hy hoog spring, dan sy deur die hoepel wil spring, dan val hy af. En as hy mooi wil sing, dan klink dit vals. En hy kry net kolle. En later dan kry hy kolle omdat hy kolle het. En sy lyfie is geskraap en gekrap. En hy is laterand net tuis by die ander Pinkelnolsies, by die ander wemmels wat kolle het. Nou trek homself al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. En toe ontmoet hy vir Lolla. En Lolla is net ongelooflik, want daar's geen kol op haar houtlyfie nie. Maar daar's ook nie 'n ster op haar houtlyfie nie. En as mense vir haar wil sterre opplak, dan val die sterre af. En as hulle vir haar kolle wil opplak, omdat die sterre nie plak nie, dan val die kolle ook af. En Pinkelnols het vir haar gekyk, en hy het haar bewonder, en hy vra te vir haar, maar hoe kry jy dit reg? En sy sê toe, maar ek gaan kuier 1 keer 'n dag, by die Skepper, wat daar bo op die bult bly. En dan sê hy vir my, wie ek is, en hoe meer ek hom glo, hoe minder plak hierdie sterre, en die kolle aan my. En Pinkelnols het al sy moed bymekaar geskraap. En hy stap teen die bult op, en hy gaan klop aan die deur. En hy vra of hy asseblief kan inkom. En die Skepper het afgebuk en hom opgetel, en hom so in sy hand vasgehou, en hy sê, ai Pinkelnols, en Pinkelnols sê, jammer, ek het hard probeer, skies my lyfie lyk so, en die Skepper skud net sy kop, hy sê, dis nie waaroor ek praat nie, ek is hartseer oor al hierdie kolle, wat so aan jou vastplak. Jy sê, weet jy wat, die ander is maar net houtpoppies, soos wat jy houtpoppie is, hulle kan nie vir jou kol plak nie, want dit wat hulle sê, tel nie. En hy het 'n rukkie lank daar by die Skepper gekuier. En dit was hom lekker om te kyk hoe hy besig is om die ander houtpoppe te maak en te skuur en te skaaf. En toe hy klaar gekuier het, toe spring hy af en hy loop by die deur uit terug na Wemmeland toe. En terwyl hy so deur die deur loop, toe dink hy aan wat die Skepper gesê het, en terwyl hy dit dink, val die eerste kol van sy lyfie af. Waar ontmoet jy jou Skepper? Waar hoor jy wat hy vir jou sê en wat hy vir jou lewe beplan? Kom ons bid. Here, dankie dat U vir elkeen wat in hierdie gemeente, wat vandag in hierdie gebou bymekaar is, dat U vir hulle oneindig lief is. Ja, Here, dat U gekom het en dat U 'n skat ontdek het en dat daai skat op daai skat staan elkeen van ons se name. En het gekom en het gesoek en het gered wat verlore is en het U alles kom gee. Ek bid dat ons in hierdie Kersfeestyd dit sal onthou. Dat U wat God is, dat U mens kom word het. Sodat ons kan weet wie ons is. Help ons om nie te dink dat ons beter is as U nie. Nie te dink dat ons nie nodig het om tyd in U teenwoordigheid te spandeer nie, want ons is mense. Ons is mense in die wêreld, se kolle en se sterre plak op ons. En dit maak dat ons nie lig met hoop kan leef nie. Heilige Gees, ek bid dat U vir elkeen wat vanoggend hier is, sal oortuig dat hulle is wie hulle is en dat U vir hulle oneindig lief is. Amen.